Baie welkom vir almal wat hier is. So 'n lekker dag, nee. Is nie warm nie, is nie koud nie. En na die reën, alles is so skoon gewas. Dankie Vader vir die woord. Dankie Here vir dit wat ons leer uit die woord uit, Here. En ek dankie Jesus dat elke woord wat U vir ons gee is krag. Dis energia krag. Dis energie wat U vir ons gee. Dankie Jesus. Ons gaan nou lekker U woord eet en ons gaan dit geniet in Jesus naam. Amen. So Jesaja 39. Nou, soos julle weet, Jesaja 38 was Hiskia wat nou gesond geword het. Nou wil ek sommer begin om te sê, weet julle wat? Die grootste gevaar van 'n oorwinning. En dit gebeur nogal baie. Ons sien dit met, was dit Elia, wat die profete van Baal geslag het? Ek raak altyd deur mekaar, is dit Elia of Elisa? Elia het die Baals profete geslag. 800 van hulle, né? En hy het daai vreeslike oorwinning gehad en toe gaan bou hy die altaar en hy hulle gooi die water oor die altaar uit en hy bid en hy sê nou moet die Here nou basies hierdie altaar aan die brand steek, né? En almal van julle weet hoe die offer toe nou aan die brand geslaan het en die Here het vuur uit die hemel uit aangesteek. So dit was nou nie 'n firelighter of vuurhoutjie of wat nie. Soveel so dat die water wat in die fore gelê het en selfs die klippe is verswelg. So groot was hierdie vuur soos God nou daai offer aangeneem het. En net daarna toe gaan sit hy onder die besembos en hy sê dis nou genoeg Here. Vat my lewe. Ek is nie beter as my vader en my moeder en almal nie. Ek het nou lank genoeg geleef. En so na 'n groot oorwinning is daar gewoonlik 'n dip, nê. So mens moet versigtig wees vir daai dip. Nou Hiskia het gesond geword. En net daarna is daar toe nou 'n dip. Nou, dit sal jou leer hoe om die dip te hanteer hierdie les, nee. As 'n regte manier om die dip te hanteer en as 'n verkeerde manier om dit te hanteer. OK, en ons sien, en in die dag het Merodag Baladan, die seun van Baladan, die koning van Babel, 'n brief en 'n geskenk aan Hiskia gestuur, want hy het gehoor dat hy siek was en toe gesond geword het. En Hiskia was bly oor hulle en, OK, kom ons stop net daar. En Hiskia was bly oor die brief, die belangstelling en die geskenk. Nee. Maar nou, hier trap sy voete nou oor mekaar. En hy het hulle sy skathuis laat sien. Die silwer en die goud en die speserye en die kosbare olie en sy hele wapenhuis en alles wat te vind was in sy skatkamers. Daar was niks in sy huis of in sy hele ryk wat Hiskia hulle nie laat sien het nie. So, baie keer as jy by mense kom, veral ryk mense, nee, vat hulle jou rond en sê hulle, kyk ons het nou die badkamer laat oordoen en kyk die groot TV wat ons hier laat insit het en kyk dit en kyk dat, kyk my nuwe matte wat ek laat insit, my nuwe gordyne en alles. En dan is jy dalk nou 'n arm gees. Ek wil nie 'n ander woord sê nie. Jy's dalk nou 'n arm gees en jou gordyne lyk nie meer so goed nie en jou matte lyk nie meer so goed nie en jou TV werk nie meer so lekker nie. En dan voel jy hoe? Jy voel nie lekker daaroor nie, want hier kom iemand nou en hulle spog so vreeslik. So, hier kom hy nou en hy wys hulle al sy goed. Nou, hy het baie goed gehad, hy het baie goud gehad, hy het baie silwer gehad,
hy het baie koper gehad. Hizkia was 'n baie intelligente mens. So het hy 'n kanaal gemaak wat van die berge af geloop het tot binne in die stad. Tot vandag toe noem hulle dit Hizkia se kanaal. So, hy was nogal 'n intelligente mens. Okay. En daar was niks in sy huis of in sy hele ryk wat Hizkia nie laat sien het nie. Hier kom die profeet Jesaja na koning Hizkia toe en sê vir hom: "Wat het hierdie manne gesê en waarvandaan kom hulle?" En Hizkia antwoord: "Uit 'n ver land het hulle na my gekom, uit Babel uit." So dis nou Babylonië. So, die profeet vat hom nie direk vas nie, die profeet vra 'n bietjie uit en sê: "Wat se besoekers het jy gehad? Waar kom hulle vandaan?" Jy weet, soort van, hy vis 'n bietjie uit. Nee, hulle kom van Babel af. Okay. Wat het hulle in jou huis gesien? Nou, Jesaja het geweet wat Hizkia gedoen het, want hy was 'n profeet. Maar hier vra hy nou vir hom: "Wat het hulle in jou huis gesien?" En Hizkia sê: "Alles, hulle het alles gesien wat in my huis is. Daar's niks in my skatkamers wat ek hulle nie laat sien het nie." Okay. Het Hizkia nodig gehad om vir hulle al sy skatte te wys, ja of nee? Dit was glad nie nodig nie. Hy kon hulle net eenvoudig op die rusbank laat sit het en vir hulle iets gegee het om te drink en belang gestel het in hulle, dankie gesê het vir die geskenk. So, was dit nou nodig om die mense op 'n toer te vat en sodat hulle nou al sy skatte kon sien? Nee, dit was nie nodig nie. En toe sê Jesaja vir Hizkia: "Hoor die woord van die Here van die leerskare." Hier kom dit. Daar kom daar, dat alles wat in jou huis is en wat jou vaders opgehoop het tot vandag toe, na Babel weggevoer sal word. Daar sal niks oorbly nie, sê die Here. Ai. Nou, wat is nou fout daarmee? Jeremia 9 vers 23. Kom ons gaan gou na Jeremia toe. Dis nou Jesaja, kom ons gaan gou na Jeremia toe. Jeremia 9. Jeremia 9 vers 23 tot 24. Kan ek maar lees? Hy sê: "Laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie, en laat die sterke hom nie beroem op sy sterke nie. Laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie, maar laat hy wat wil roem, hom hierop beroem, dat hy verstaan en my, hoofletter, ken." Dus, as jy wil roem, praat en sê, ek ken hom. Nee, hy sê, en my ken, dat ek die Here is wat goede tierenheid, reg en geregtigheid op die aarde doen, want in die dinge het ek 'n behaag, spreek die Here. So, as ons dan roem, dan moet ons roem, ons moet God die eer gee. Het Hizkia die eer vir die Here gegee, of het hy hulle net gewys en gesê, kyk, al my goed, kyk my goud, kyk my silwer, kyk my diamantring, en, jy weet, so, hy het afgesjou met dit wat hy het. En nou, dis baie jammer, want Spreuke 16 vers 18, as ons soontoe kan gaan, Spreuke 16 vers 18.
sê hy, trotsheid kom voor die verbreeking en hoogmoed kom voor die val. Jy kan maar seker wees, mense wat so spog met hulle aardse goed. Dis op pad af. Alles wat opgaan moet afkom, want daar's iets wat die Here niks van hou nie. God hou van mense wat nederig is. God hou nie van mense wat hoogmoedig is en wat sê, kyk, dis ek. Jy weet, party mense sê mos, man, ek het hard gewerk vir al my geld. Jy weet, ek is 'n gemaakte man, nee. Hoe sê hulle? Ek is 'n gemaakte man. Ek het myself opgewerk in die lewe. Ek. Terwyl jy besig was om te werk, het God se goeie tierenheid, se genade en se trou jou bygestaan. En dit is niks wat jy gedoen het nie. So ons gaan net nou sien dat hy sê in Deuteronomium, hy sê, het jy geweet dat dit God se krag is wat jou die wysheid gee om dinge te verwerwe. Dit kom nie uit jouself uit nie. Krag kom van die Here af. En daarom moet ons altyd alles wat ons het en moet ons altyd sê, dit kom van die Here af. God is goed. God is goed. God is goed. Moet nooit, maar nooit boast en sê. En baie mense doen getuienisse en dan bring hulle 'n getuienis en dan sê hulle, ag, ek het julle al vertel van die vrou wat so getuig het van hoe die Here vir haar 'n Mercedes-Benz vernuut gegee het. Mooi man. Nou ry jy met jou kalopie rond. Nee. So hy sê hierso, trotsheid kom voor die verbreeking en hoogmoed kom voor die val. Dis beter, vers 19, dis beter om nederig van gees te wees, saam met die ootmoediges, as om buite verdeel met die trotsaards. En dan, ek wil sommer vers 20 ook lees, want dit is so mooi. Hy sê, wie ag gee op die woord, sal die goeie vind, en hy wat op die Here vertrou, is gelukkig. Vertrou op die Here met alles wat jy is en met alles wat jy het. So, kom ons gaan terug na Jesaja toe. Is 'n baie kort hoofstuk hierdie. So, hy sê, kyk daar kom daar dat alles wat in jou huis is, en wat jou vaders opgehoop het tot vandag toe. Ek het ook 'n probleem met die ophoop. Het julle nie ook 'n probleem met ophoop nie? Party mense se hangkaste is so vol, dat daai hangkas gaan ontplof een of ander dag. Hy is so vol. Maak leeg, gee weg. Amen. Moenie laat die goed so ophoop nie. As goed in jou huis is wat jy nie gebruik nie, gee weg. Moenie ophoop nie. Julle ken die storie van, ja, ons gaan nou daarby uitkom, ek loop myself vooruit. So moenie ophoop nie, dis al wat ek wil sê. Na Babel weggevoer sal word en daar sal niks oorbly nie, sê die Here. En jou seuns wat uit jou voortkom, wat jy sal verwek, die Babyloniërs sal hulle neem, en hulle sal hofdienaars word in die paleis van die koning van Babel. En weet julle, presies 100 jaar later het dit gebeur. Presies 100 jaar later. 586 jaar before Christ het Nebukadneser gekom en hy die tempel verwoes
en hy het alles gevat en alles gestrip en alles afgebreek en vir hom self gaan toeëien. Pastor Jan, wil jy iets sê van Nebukadneser? Ek is besig nou met 'n studie verbygaande hemel en aarde wat natuurlik almal verstaan het in die Hebreëse mense in Jesus se tyd, verwys na tempel. Die hemel en aarde verbygaan, tempel wat verbygaan. Yes. Nou die eerste tempel is verwoes deur Nebukadneser. Dis die tempel wat Salomo gebou het. Die tweede tempel in Jesus se tyd is Herodes die Grote het 'n tempel gebou. Die tempel was baie meer indrukwekkend as Salomo se tempel. Ja, baie groter. En in Jesus se tyd is dit hy wat in Matteus dan 24 en Markus 13 en Lukas 21 dan verduidelik dat die hemel en aarde gaan verby, die tempel. En dit het letterlik werklik dan ook verbygegaan 70 na Christus, meer as 2000 jaar gelede, en dit sluit dan die ou bedeling af. Die hele boek Hebreërs is vol van ou bedeling wat verbygaan. Nou vandag, die moderne kerke van vandag, meerderheid van hulle, beweer dat lê in ons toekoms, want dit was al die tyd in Jesus' disippels van 2000 jaar terug se toekoms, en is reeds afgehandel. Bybelse laaste dae is reeds afgehandel. Ons gaan nog steeds laaste dae sien, want daar's laaste dae vir elkeen van ons. En dan natuurlik, daar's altyd oorloë, gerugte van oorloë. Die wat vandag gebeur, het niks te doen met die Bybelse laaste dae nie. Want daar was nog altyd oorloë, gerugte van oorloë, aardbewings, siektes, pestilensies. Maar die ouens vandag, kan jy sien oral, ek het nou weer gister op YouTube, en daar weer iets opgepop, van die ene ou wat nou vreeslike groot klomp mense trek en so aan, wat vertel, dis nou die laaste dae waarin ons nou leef, want kyk die oorloë en Rusland doen dit en hierdie mense doen dat. Ja, dis altyd laaste dae, dis altyd oorloë, dis altyd nie lekker dat daar oorloë is nie. Maar as die Bybel praat van die laaste dae, dan praat die Bybel van die laaste dae waarvan Jesus gepraat het in Matteus 24, Markus 13, Lukas 21. En dit is verby, lê agter ons, die Bybelse laaste dae. So, dis wonderlik, is oulik hierdie van die tempels, en dan, dat nu Nebukadneser, hier is dit mooi, Jesaja voorspel dit, was die korrek, 100 jaar later, is daai tempel verwoes. Jesus voorspel die tempel wat in sy dae was, die tweede tempel, Salomo was die eerste gebouwde tempel, Jesus voorspel die tweede tempel gaan verwoes word in hierdie geslag van die disippels van 2000 jaar gelede. Wat is geslag? 40 jaar. En baie interessant, net soos Jesus voorspel het, in daai 40 jaar is die tempel verwoes, en toe die tempel verwoes is die priesterdom verwoes, die ou bedeling is verby, die ou tempel is verby, en wie is die nuwe tempels? Ek en jy. Die dag toe die Heilige Gees uitgestort is die nuwe tempels gevul met die Here se teenwoordigheid. Ek het nou so 'n bietjie buite gegaan, maar gaan jy nou Nee, dis baie interessant. Nou wil ek hê julle moet gaan na 2 Konings 25 toe. Laat ons net 'n bietjie die omvang van hierdie storie verstaan, van wat regtig gebeur. Nou moet jy onthou, jy moet pas op wie jou vriende is. Nee, het hy nou vriende gemaak met die koning van Babel. En daai selfe ou kom 100 jaar later, en hy besluit, vir jou gaan ek nou onderkruip, en ek gaan elke sent van jou vat. Ja, nou wys hy hom al sy besittings. Nou, hier kan ons ook 'n baie praktiese les leer. Moenie vir die werkers wat jy het, alles wys wat jy het nie. Hulle het bewys, dat as daar diefstalle gepleeg word, is meerderheid daarvan, mense wat jou ken, en mense, hulle sê, wat sê hulle, inside job. Ja. So, ek verstaan die voordele van om nie te spog nie. En dis nie dat jou werkers dislojaal is teenoor jou nie. Iemand het eendag vir ons gesê, ons het op die plaas, het ons so baie diefstalle gehad, toe het ons nou 'n alarmstelsel wat Corneille vir ons gepraktiseer het. En presies hoe die alarmstelsel werk,
ons manne wat daar gewerk het, geweet. Kom ons verduidelik dit net mooi. Yes. Dit is mense wat skape kom steel het in die nag. En daar's nie krag op die plaas nie, so ons moes 'n plan maak. Toe het Corneille met 'n oulike idee gekom en ons het 'n gat gespan op laapaltjies ingesit en jy kan ons nie in die nag die gat sien nie. Dis mos nie Weet vislyn. En dan die vislyn is dan so vasgemaak om die plek waar die skape dan nou in die nag slaap. En dan bo op die dak is daar 'n alarm aangebring. En dan is daar Corneille het dit so bewerkstellig dat plaatjies van mekaar wegtrek en dan raak iets aan iets en dan word dis 'n battery gewees. Gaan die alarm Dan gaan die alarm af. En dan as die alarm afgaan, en daar's 'n lig op die ons dak. dan vir ons werker wat Daar was 'n dan lig sê, op die dak ook. daar's 'n lig wat ook aangegaan het, 'n rooi lig. Dan is daar 'n werker, ons werker, en dan hoor hy die alarm gaan af, dan het hy groot bomkrekkers wat ons hom gegee het. Dan steek hy die bomkrekker aan en gooi hom by die venster uit. En toe gebeur dit so dat hulle weer skape kom steel. En die alarm gaan af en die bomkrekkers. En daai oggend toe ons daar kom, want toe hoor ons nou wat gebeur het. Toe ons het in die nag al in elk geval uitgegaan. Maar die oggend toe ons nou kan sien wat het nou regtig gebeur. Toe sien jy oral waar die doringdrade nou wat so naby om is. Sien jy hoe daai ouens gehardloop. Klere, hoede en skoene gelos. Daar het stukke hare van die persone en klere stukke aan die doringdrade gewees, soos hulle haastig weggekom het, seker vir die klapper. Hulle het gedink nou skiet hulle. En ons het toe nou vir 'n hele klompie amper 'n jaar dink ek, daarna nooit amper weer 2 of 3 jaar het ons vrede gehad nie. Maar weer eens en die mense wat jou goed ken en weet waar is al jou goed. En toe gaan jou goed steel. En toe op 'n slag. Toe werk daai nie meer nie. Weet julle hoekom? Want ons werkers het in die pap gaan sit. Hulle ken die stelsel en hulle het in die pap gesit en lekker gedrink. Toe vertel hulle. En toe vertel hulle vir hulle vriende. Nee, weet jy daar waar ons werk, mense, hulle is so slim. Hulle het 'n alarm wat afgaan, hy werk met 'n batterie. En hulle die kat. En hy werk met die kat. Vislyn wat hulle span en ek dink hy het hulle self genooi om te kom kuier, toe wys hy hulle alles. Nou mense so raai wat het hulle gedoen? Hulle het 'n lighter gevat. En hulle het gevoel waar's die draad? Lighter. Of is die draad? Werk die alarm en die lig werk nie. Want wanneer die persoon die draad oor die vislyn geloop het sy voet, dan trek hy die vislyn. En dan trek die vislyn die plaatjie uit bo en dan maak die krag kontak en dan gaan die alarm af. Toe het hulle nou net besef, okay, die ding moet nie getrek word nie, brand hom net af. So moenie die koning van Babel nooi na jou huis toe en wys hom al jou goed nie. Vang julle dit. Babelse verwarring en beteken weg van God af, goddelose mense. Okay, 2 Konings 25 en in die 9de jaar van die regering in die 10de maand, op die 10de van die maand het Nebukadneser die koning van Babel gekom, hy en sy hele leer teen Jerusalem en daarteen laar opgeslaan en daarteen skanse rondom gebou en hy het die stad in belering geraak tot die 11de jaar van koning Sedekia. En ek gaan so 'n bietjie skiep en daar's in die stad ingebreek. Al die krygsmanne is in die nag deur die poort tussen die 2 mure wat by die koning se tuin is, terwyl die Galdeërs rondom teen die stad was en die koning het getrek op pad na die vlakte toe. Maar die leer van die Galdeërs het die koning agterna gejaag en hom ingehaal en sy hele leer is van hom af verstrooi. Toe vang hulle die koning en bring hom op na die koning van Babel, na Ribla toe en hulle het vonnis oor hom uitgespreek. Ek gaan nie die volgende lees nie, bietjie bloeddorstig ensovoorts, want hulle het sy oë uitgesteek en hom met koperkettinge gebind en hom na Babel gebring. Ons skiep so bietjie en hulle het die huis van die Here gebrand en elke huis van Jerusalem het hulle gebrand. Sien julle, daar's die brand in. Yes. En dan as Jesus praat van die verwoesting van die tweede tempel, is daar ook vuur betrokke. En daar was, dis ook verbrand uiteindelik in 70 na Christus met vuur. Goed.
Hulle het ook, ek het nie nou die presiese vers nie, hulle het ook al die mense wat slim was, het hulle ook gevang en gesê, julle gaan ook na Babel toe. As jy verder lees, dan sal jy sien, hulle het net die arme mense daar gelos. En van hierdie slim mense, Hierso, was vers jong manne, 12. Ja, was jong manne, Yes. Daniëls en sy drie Daniël vriende en wat sy spesifiek genoem word in die boek Daniël, Sadrag, Mesach en Abednego. En dan is dit ook dan wonderlik dat Daniël ook profeties begin optree in sy boek en dan vertel uiteindelik van die herstel en die herbou van die tempel, waar koning Herodes die Grote dan die tempel herbou het. Hy het dit voorspel en dan het hy ook die verwoesting van daai tweede tempel voorspel. Nou, die tekens van die tye van die laaste dae gaan alles saam met die uiteindelike verwoesting van 'n tempel. Nou, die groot grap vandag is dat baie van die moderne teoloë, kerke, praat nou van die laaste dae. Maar hoe kan daar laaste dae wees as daar nie eens 'n tempel is nie? Vang julle dit? Yes. Vir 2000 jaar is dan nooit eens weer 'n tempel gebou nie. Nou poog hulle naastiglik om weer 'n tempel te bou. En in Amerika veral is daar vreeslike organisasies wat nou wil wat finansies bymekaar maak om die derde tempel te bou. Mense, dit gaan nooit plaasvind. Die Bybel se laaste dae is verby. Amen. Moenie nou 'n nuwe Bybel skep en 'n nuwe laaste dae skep nie. So, daar sal altyd laaste dae wees, wat ek net noem. Jou dag gaan ook 'n laaste dag wees. My dag gaan 'n laaste dag wees. Elke land, elke politieke party het sy laaste dag. So, daar's altyd laaste. Tot jou yskas het 'n laaste dag. Jou yskas, jou stoof, jou kar. Maar, jouself. Maar as die Bybel praat van laaste dae, die Bybelse, sê almal Bybelse. Bybelse laaste dae is 2000 jaar gelede verby. Daar is nie meer Bybelse laaste dae nie. En baie moderne teoloë het baie laaste dae, ja. En hulle maak daarmee geld en hulle beheer mense daarmee. Want hordes boeke word geskryf en hordes geld word gemaak daarmee. Dis alrede. Ons is nou vry mense. Ons moet nooit toelaat dat enige iemand ons gebonde maak. Amen. Goed. Amen. Ek gaan lees vers 12. Maar uit die armes van die land het die owerste van die leiwag sommige laat agterbly as wynboere en as landbouers. Haai, weet jy, die ouens wat niks gehad het nie, wat arm was, het hulle gesê, ag, julle kan maar hier bly hoor. Stel nie belang in julle nie. Dis typies. Nou, verder het die Galdeërs die koperpilare wat in die huis van die Here was, die afspoelwaandjies, die kopersee wat in die huis van die Here was, stikkend gebreek, die koper daarvan weggevoer na Babel toe. Ook het hulle weggeneem die potte en die skoppe en die messe en die rookpanne en al die kopergereedskap waarmee die diens verrig is. En die owerste van die leiwag het weggeneem die vuurpanne en die komme wat van pure goud en van pure silwer was. Mense. Al die gereedskap, al die wat in die tempel meublement en goed wat die tempel. So die tempel is verwoes. Die hoogte van een pilaar was 18 L. Nou pastoor Jan, kan jy daar 1 L is 'n halwe meter plus minus, so dan praat van 18,9 plus minus daar 8-9 meter. 9 meter. En die kapiteel van koper was daarop en die hoogte van die kapiteel was 3 L. Met vlegwerk en granaatjies op die kapiteel rondom, alles van koper en net so ook aan die tweede pilaar met die vlegwerk. Net vir almal vir interessantheid dat julle dit ook kan onthou. 'n L is van die punt van jou langste vinger tot by die punt van jou elmboog, plus minus. Dis hoe hulle dit gemeet. O, okay. So dis 'n L. So as jy dit gaan kyk, as jy sien is naby aan 'n halwe meter. Okay. So hoe hoog was daai goed, sê jy? 9 meter dan. Plus minus. 9 meter. Tussen 8 en 9 meter. Hierdie dak is hoe hoog? 2 meter. Daai kerk se dak daar is omtrent 5 meter hoog. 4,5 meter hoog. Die heel top daar. So dis twee van die kerkgeboue op mekaar. Jo. Dis redelike groot pilare. Van wat? Koper? Ja. Jo, die skrap net al ouens sal bly gewees het vir daai klomp. Jo. Okay,
So, kom ons gaan terug na Jesaja toe. So, ons sien dat hulle het nie net alles gevat nie, hulle het ook die mense gevat. Op 'n plek hier waar ek gelees het hulle gesê hulle 10.000 gevat en op 'n ander plek het hy gesê agterna weer 16.000. Hulle het die suksesvolle mense gevat, die mense wat arme mense gelos. Die mense wat nou sukkelaars het hulle gelos en hulle was al baie intelligent dan om nou so. En onder andere was dit dan Daniel en sy 3 vriende waarvan ons gepraat het. Nou, okay, ons is nog steeds hierso by Daniel is natuurlik pragtig as ons dit gaan deurlees, ja. Ja, ons is nog steeds hierso by Jesaja 39 en hy sê, en van jou seuns wat uit jou sal voortkom, wat jy sal verwek, sal hulle neem. Met ander woorde, nie net jou seuns wat jy nou het nie, maar jou nageslag. Hulle gaan hulle ook vat. Haai mense, kan 'n ou so dom wees om in een oomblikse dwaasheid te sorg dat ewen jou nageslag onder die vloek gaan wees deur die besluite wat jy neem, hè? Dis movie. En hulle sal hofdienaars word in die paleis van die koning. Pragtig, dit is presies wat Daniel dan presies wat Daniel en sy 3 vriende geword het. Yes. Toe sê Hiskia van Jesaja, ai Hiskia, wil jy nie die regte ding gesê het nie? Hy sê die woord wat die Here gesê het is goed, solank dit net nie in my dae is nie. Ai, selfsugtige narcis. Hy weet jy. Plaks Hiskia hierso op sy knieë neerval en sê, Here vergewe my, verskoon my, dat ek so terwille van my kinders en nageslag, ja. Om te spog, want al hierdie goed wat ek hulle gewys het, was toch eintlik nie myne nie, dit was eintlik u sin. Nee, dit was eintlik die Here se goed, waarmee hy so gespog het. So mens moet nooit eers spog nie, moenie eers spog met jou mooi man wat jy het nie, of met jou mooi kinders wat jy het, of met jou mooi dit, of jou mooi dat nie, want hulle behoort aan God. Amen. Dis God se eiendom. En dan kom ons gaan na Jakobus 4 vers 6 toe. Ons net bietjie hier in die Nuwe Testament. Jakobus 4 vers 6. Maar hy gee groter genade. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges. Nou, weet julle wat? Hoogmoediges is mense wat sê, ag weet jy, ek het nie die woord nodig nie. Ag weet jy, ek het nie nodig om kerk toe te kom nie. Ag weet jy, ek het nie nodig om elke dag te bid nie. Ek het nie nodig, jy is hoogmoedig. Jy slim in jou eie oë. Buig liewer dat jy ook nie elke dag voor God, buig laag voor die Here en sê, Here, ek het u elke dag nodig. Amen. Ek gaan miskien net iets daar sê, die moderne neiging is dat mense al hulle inligting kry via internet. En nou kry hulle die gedagte, ag as ek iets wil weet van die Here of van die woord of geestelike dinge, kan ek net Google. En mense, daar's iets wat jy nie by Google en op daai manier kan kry nie. En dit is daai gemeenskap van die heiliges. Van die heiliges. Amen. Daai fellowship, daai samesyn. Amen. Waar die gawes van die Heilige Gees werk. Ons het 'n samekoms nodig. Ons het 'n plek nodig waar ons as kinders van die Here, as gelowiges saamkom. Jy word daar benodig en jy het dit nodig. En die gawes en die salwing en die teenwoordigheid van die Here werk op 'n baie besondere manier. En daar gaan jy antwoorde kry wat jy nie op die internet gaan kry nie. So ek wil net dit ingooi. Goed. Amen. Amen. Weet jy, ek dink nou aan Efesiërs 3, Pastoor Jan, toe jy dit nou sê, toe skakel jy my nou aan. Ek wil gou Efesiërs 3. Daar's iets wat jy kry in jou gemeenskap met die heiliges, jou geestelike familie, wat jy nie kan kry as jy alleenig by die huis sit nie. Dis Efesiërs 3. Ek soek hom net gou. Vers 10.
vers 10. Ek gaan net vers 9 lees. En eintlik wil ek net vers 8 ook lees. Aan my, die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig en vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid wat van alle eeue af verborge was in God. Ek wil net bietjie hier stil staan. Kennis is nie wysheid nie. Jy kan die Bybel ken op die punte van jou vingers, maar as jy nie die wysheid van God het nie, gaan dit jou niks baat nie. Wysheid is die vermoë om kennis reg toe te pas. Jy kan die lieflikste, pragtigste kennis hê, grade hê en alles hê, maar as jy dit nie reg toepas nie, tree jy dom op, stem julle saam. Jy kan dit onoordeelkundig toepas en mense seermaak. Maar wysheid kom in wanneer jy die kennis wat jy het, veral dan Christus kennis, met wysheid, met liefde. Liefde en wysheid gaan vir my saam toepas. En liefde sal nooit iemand seermaak nie. Goed. Hy sê, wat van alle eeue af verborge was in God, wat alles geskaap het deur Jesus Christus. Nou, vers 10, sodat nou deur die gemeente. Sodat wanneer? Nou. Deur die gemeente. Dis die gemeente, hier sit die gemeente. Aan die owerhede en die magte in die hemele, die hierdie moet julle onderstreep in julle Bybel, die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word. Deur die gemeente kom die menigvuldige wysheid van God. Nie by jou huis waar jy op jou stoep sit nie. Nie waar jy met die bier in jou hand sit by die huis voor die braaivleisvuur. En jy sê, maar ek is 'n kind van die Here en ek is wedergebore. Jy gaan nie die menigvuldige wysheid van God kry nie. Jy kry dit deur die gemeente. Menigvuldige in Engels staan dit nogal sterk ook. Is in Engels manifold. The manifold wisdom. Dit sê vir my, dis wysheid voel vir my, dit kan enkel wees, maar wanneer dit meervoud begin raak, dis vermenigvuldig. Dit raak baie groter. En dan, dis asof dit die punte bymekaar bring. Kan julle sien, manifold. Hier het jy 'n wysheid, daar het jy 'n wysheid, daar het jy 'n wysheid, maar as al daai wyshede so bymekaar kom, al die punte, menigvuldige wysheid. En jy sien dis gebaai in God se onvoorwaardelike liefde. Man, dan is jy nou op die regte plek. Stem julle saam? Dan sê jy die regte woorde, jy doen die regte dinge, en die mense in jou lewe sê, dankie Here vir so 'n persoon. Amen. Maar dis daai persoonlike touch, nee. So ons het dit gesien met COVID, toe dit COVID was, toe mag ons nie kerk gehou het nie. En jy stuur wel, jy luister wel na die woord, maar daar's nie daai persoonlike touch van om by mekaar te wees en mekaar te sien en saam met mekaar te bid. En ons het dit so gemis. Ek weet julle het dit net so gemis soos wat ons dit gemis het. Ons was naderhand so uitgehonger vir hierdie samesyn van gelowiges. Nou, die een broer het eendag gesê, ek kan nie onthou wat was die broer se naam nie. So hy het geworstel met 'n probleem in sy besigheid. En hy het gebid. En toe sê hy, wag, hy weet Sondag, as hy hier in die kerk sit, gaan die Here vir hom die antwoord gee. Lightbulb moment gee van so moet dit wees. Ja. En dit het toe so gebeur. Hy het hier gesit en hy kon nie wag. Hy wil opspring en sê, weet julle wat nou? Die Here het nou net vir my die antwoord gegee van hierdie moeilike probleem wat ek het. En sodat nou deur die gemeente die menigvuldige wysheid van God kan kom. So, as ons by mekaar is, dan moet jy onthou, dis jou gees. Jou wysheid. Wat God se wysheid is. Wat God se wysheid is. Sit dit alles by mekaar en jy kry the cream of the crop.
Amen. Jy kry die kersie op die koek. Jy kry die prys van alle pryse, wat so belangrik is. Maar ek wil teruggaan hierso na Matteus 6 toe, en moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel, en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Nou ja, dis nou lekker om dit te hoor, maak vir jou skatte Amen. bymekaar in die hemel. Nou, baie mense weet nie hoe om dit te doen nie. Want eerste plek weet hulle nie regtig waar die hemel is nie. Baie meeste wag om hemel toe te gaan. Maar nou weet ons het wonderlike dinge geleer, en Jesus het dit moontlik gemaak. Hemel, Jesus sê die hemel, of die hemelse dimensie, is nie ver nie. Die koninkryk van die hemele is binne in julle. En nadat die werk voltooi is en die Heilige Gees uitgestort is basies die hemel ook in ons uitgestort. En die Bybel wat ons dan so lees, die woord, wie Jesus is dit nie hemels nie. Jesus sê ek is die hemelse brood. Dit is Johannes 6. Nou, wat ons vanmôre hier doen is ons kry, dankie Pastor Mimpi vir die moeite wat jy gedoen het, hemelse brood, ete. Wie van julle eet lekker? Oh ja. Ons voed onsself met hemelse brood, wie Jesus is. So bekom ons al meer hemel in ons sienswyse. Amen. En nou kan ons dit begin weggee. Ons raak dit nou deelagtig. Dis hoe ons dit doen. Dis hoe jy dit deelagtig raak. Kry die woord. Kry die samesyn van gelowiges, die woord. Daar's hy. Ek dink nou net daaraan die storie van die ryk dwaas. Julle ken die storie van die ryk dwaas. Die ou wat gesê het, ek gaan vir my nog skure bou, dat ek genoeg het. Ek soek nou net gou die skrif. Ja, ek weet van daai gelykenis, en in die nag, toe kom daar Yes. 'n dilemma, calamity, wat is die regte woord? En toe gaan sit hy op die stoel, toe sê hy, Ek is nou 'n rus my gemaakte man. siel, rus my siel, jy het hard genoeg gewerk. Nou kan jy maar 'n bietjie terugsit. Ek soek dit net gou. Toe sê die Here dan, hierdie nag sal alles van jou weggeneem word. Toe sê, ja, jou dwaas. Jou dwaas, ja. Ja, ek soek dit gou. Jy gaan bietjie sukkel om dit te kry nou, dink ek. Maar ek dink almal van julle weet dit waarvan. Nee, Karen soek ook gou daar. Karen soek ook gou daar. Dis die idee waarom ons so by mekaar is. Nou, ons het iemand in ons kerk gehad, jare terug. En nou praat die Here sommer met my ook, deur die Heilige Gees. Die Here praat met my direk nou. Maar in elk geval, ek gaan julle vertel van hierdie vrou. Vers 12, 13. Sê weer? Lukas, 12, Vers 13, kom ons lees dit gou. dankie Karen. Ek het geweet jy gaan dit kry. Vers 13, ja, okay. Maar ons lees van vers 15 af. Pas op en wees op jou hoede vir die hebsug. Want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Toe vertel hy hulle hierdie gelykenis. 'n Ryk man se grond het goed gedra. En hy het by homself geredeneer en gesê, wat sal ek doen, want ek het geen plek waar ek meer my oes kan insamel nie. Met ander woorde, hy sê, my goed is nou so baie, ek het nie meer plek om alles te sit nie, ek sal moet aanbou. Ek sal moet aanbou. Toe sê hy, dit sal ek doen, ek sal my skure afbreek en groter bou. En ek sal daar al my opbrengs en my goed insamel. En ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem, rus, eet, drink, wees vrolik. Maar God het aan hom gesê, jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis. En wat jy gereed gemaak het, wiesen sal dit wees. So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is
in God nie. God nie. Nou, dit is my baie mooi. Ai, dis mooi. Dankie Karen. Hoekom is dit moontlik vir 'n kind om makliker die koninkryk van die hemele in te gaan? Want 'n kind besit niks. Baie mense groei so met hulle besittings en naderhand raak die besittings wat tussen jou ore natuurlik ook vir jou belangrik is, want jy weet wat jy het en jy spog met wat jy het. Dan raak dit naderhand jou identifikasie. Dit sê vir jouself, dis wie ek is. My besittings is wie ek is. O wee. Dan word jou kar gekrap. Daai kar wat jy nou die liefde voor is. Hoe voel hy? My siel is aangetas. Want dis jou siel, jou denke, gedagtes en gemoed wat vol besittings is. Vang julle dit? Yes. Mense, laat dit liewers vol wees van Jesus Christus. Amen. En die besittings wat jy het, dan bestuur jy vir hom soos 'n goeie rentmeester, want dit behoort aan hom. Alles behoort aan die Here. Ons moet dit vir onsself sê. Gee dit weg vir die Here. Laat hy jou alleen eienaar is. En dan raak jy kinderlik, en dan gaan jy die koninkryk van die hemel in, vul jou gedagtes met hemel, wie Jesus Christus is, en dan draai jy die vrugte van die Gees, en jy leef jou bediening uit. Amen. Ons het 'n broeder gehad, en ek gaan sy naam noem, want sy kinders luister na hierdie woord. Ons het 'n broer gehad, broer Michael, wat in hierdie kerk was. En ons het eendag hierso perdebye gebrand, hierso by die kerk, want die perdebye het die mense gesteek. Dis van hierdie groot perdebye, hulle sit hoog so, maak hulle 'n nes, is nie die kleintjies nie. Ek dink die kleintjies spiets baie seer, maar ek dink daai groot is. Verlam jou sommer. Okay. Ja, hy kan so, dis nie soos 'n heuningby wat een keer steek en dan ruk dit die angel uit en dan gaan daai by dood. Nee, 'n perdeby nie. Kyk, hy het 'n masjiengeweer. Hy hou aan. Maar in elk geval, en ons het hierso so 'n ander man wat ook gekom het om te help. Ek gaan nie sy naam noem nie, want hy was so 'n bietjie van 'n nar, hy was so 'n bietjie van 'n nerd. Ja, hy was agter die vrouens aan eintlik in die kerk. So ja, hy was so 'n bietjie anders. Ja, hy het soort van nooit gekom nie. Sy vrou het altyd gereeld gekom. Hy het haar baie sleg behandel. En toe hy en die vrou nou so half uit mekaar het is, toe het hy nou 'n oogie op iemand wat nou toevallig op daai stadium in die gemeente is gekom het. Toe besluit hy nou kom hy ook kerk toe. En toe wil hy nou 'n macho man speel, toe die perdebye nou uitgehaal word, afgehaal word. Nou is dit 'n hoë leer wat ons moet opstel, waarop ons opklim. Maar jy wil nou eers vertel van Michael en dan sal ons vertel van die ander persoon wat nou nie 'n naam het nie. Ja, die naamlose persoon. Nou, is Michael en die persoon hierso, en ek is maar in en uit die kerk uit, en die persoon sê van Michael, Michael, dit gaan so goed met jou. Jy's so welvarend, jy's so suksesvol in jou job en alles. Waar belê 'n mens jou geld? En nou moet die kinders van Michael moet nou mooi luister. Dit is wat julle pa vir hom gesê. Michael sê vir die ou, jong, ek plaas my geld in die koninkryk van die hemele. Hy sê, dit is vir my skathuis. En dit het hy werklik gereeld gedoen, en dit getrou elke maand. Michael gedoen. En die ou sê toe, so jy kan my nie raad gee oor makelaars of aandele of sê Michael vir hom, nee, ek belê in die koninkryk van die hemele en dis waar dit stop. Goed, nou vertel jy verder. Nou ja, toe is ons nou besig met hierdie bye en ek staan nou maar die een kant toe, want ek wil nou nie met die goed sukkel nie. Nou die macho mannetjie, dis die ou wat nou 'n oogie het in een van die gemeentes dames. Hy kom toe nou hier aan en hy het soms so 'n tipe van 'n overall aan en hy het sy welding helmet. What's welding in Engels? Ag, in Afrikaans. Swys. Sy swys helmet. En ek dink vir myself, my magtig, daai ding gaan nie die perde by hom. En hy's ook macho man en op die leer.
Want Michael is toe nou slim en Michael het 'n lang paal Fakkel. gemaak 'n fakkel. met 'n fakkel vooraan om hulle te brand. Nee, sê hy, man, moenie tyd mors nie. En hier is hy Vat op sommer teen die daai doen. leer met sy swyishelm. Ek probeer keer, Michael probeer keer en niemand, maar hy wil nou wys hy's Tarzan. Kyk, ons het 'n Tarzan en 'n Superman. Maar hy's op teen daai leer en hy's daar bo. En hy het sommer nou ook 'n vuurtjie daar, 'n rookdingetjie. En nou sê hy heel bo op die leer, daar bo by die perdebeines. Dis 'n lang leer. En die perdebei moes seker onder daai swyishelm ingegaan. Nou sal hom ons nou vasgekeer op daar, want ons is nou in daar. Maar dan looi vir hom. Mense, ek het nog nooit iemand gesien so vinnig teen 'n leer afkom nie. Hy gaan so af. Dit maak so trrrr. So sy voete so afgly, maar gelukkig het hy so afgekom. Maar dis die vinnigste manier dat ek ooit 'n ou van 'n leer en hy daai helm met sukkel hy om af te kry. En hy's af en okay, sy gesig was baie opgeswel. Ja. En ek het hom nou baie jammer gekry. Ek sê, my broer, dankie, jy was so dapper. Maar nou weet ek hoekom is hy dapper. Hy wil dapper wees want hy's dapper vir 'n sekere dame. Maar ek weet nie wat was die punt van waarby ons uitkom en net dat wanneer ons belê in die koninkryk, nie wys is in ons eie oë en vir onsself begin sê, ek het so baie, ek is beter as jy, my siel verlustig hom in al die besittings wat ek het. In hierdie nag, sê die Here, kan alles van jou weggeneem word. Yes. En wie sin sal dit dan wees? En wie sin sal dit dan wees? Daai koppietjies wat jy bære, wat so mooi is, niemand mag tee drink uit dit uit nie, want dit is mooi koppietjies. Is praat jy nou vanuit 'n vrou se oogpunt? Ek praat nou uit 'n vrou se oogpunt. Jy het nou daai daai man gaan nou 'n ander vrou vat uiteindelik en dan kry sy al die koppietjies. Presies. Presies. En dan breek sy hulle. Presies. Want sy sê vir die man, ja, jy het nou al hierdie goed van jou eerste vrou. Jou oorle vrou. Ja, ek wil niks van haar hê nie en dan smyt sy 'n stuk in. Of sy sit dit in die skottelgoedwasser, né? So, weet jy, almal wat nou luister, haal uit daai treasures van jou, gebruik dit, geniet dit vir jouself en vir die mense in jou lewe, of gee dit weg. Amen. Okay. Amen. Maar nou, ek het nog vertel van die redelike dame wat ons nou hier in die kerk gehad het, wat ook 'n bietjie, sal ek sê, bietjie stadig was. Ja, maar in elk geval. En nou praat ons en daai stadium praat ons oor, jy moet nie die duiwel plek gee in jou lewe nie. Nee man, jy moet nie die duiwel plek gee in jou lewe nie. Moet hom nie 'n sentimeter plek gee in jou lewe nie, want because why, as jy hom 'n sentimeter gee, dan kom hy in en hy skop die deur oop en jy weet, hy kom sommer in. Hy's ongeskik. Die duiwel is mos nie 'n gentleman. En die dame het daar agter gesit en sy kom toe nou vorentoe, maar sy het so effens van 'n spraakgebrek ook gehad. En ek spot nou nie met haar nie, maar sy kom toe vorentoe, sy sê, "Hi, shame julle. Julle kan nie die duiwel so al die skuld gee nie. Daar's daar maar een ding wat 'n mens kan sê van die duiwel. Hy het nie een lei haartjie op sy kop nie." En hoe het ons gelag oor daai storie van die duiwel het nie een lei haartjie op sy kop nie. En toe weet ek nie wat om te sê daai aand nie, toe sê ek maar vir die mense, ja, weet jy, as jy 'n afdag vat, jy sê ek vat nou vandag af. Pas op, die duiwel het nie 'n lei haartjie op sy kop nie, hy gaan jou kry op jou afdag. Nee, ja, so kan ons baie staaltjies vertel, maar nou in elk geval, Pastoor Jan, ek wil hê jy moet hierdie staaltjie vertel, want ek lê en lag gisterand in my bed toe ek daaraan dink. Daai stadium het ons in Teunissin 'n gemeente gehad. Ons het mense wat in ons kerk hier was, uit Teunissin toe getrek, dan ry ons op 'n woensdag aand, of ek kan nie onthou nie, of op 'n donderdag aand, dan ry ons so toe, gaan bedien ons die gemeente daar. So daar was plus minus so 25 na 30 mense toe. En bedien ons nou die mense, en soos wat ons maar gewoond is,
sorg ons dat die mense wedergebore is, en die tweede keer wat ons daar is, kry ons almal gevul met die Heilige Gees. En hierdie mense bid in tale. Nou. Ja, mense lê hande op en word gevul met die Heilige Gees en begin spreek in tale en toe hierdie een dame, ons gaan ook nie haar naam noem nie, nog nooit daarvan geweet nie, en sy word gevul met die Heilige Gees, kragtiglik, en sy laat waai, spreek in tale, sodat ons dan nie kan stop nie. En die volgende oggend lei die telefoon, telefoon wat lei, toe is sit nog die telkom. vrou, Ja. toe sit nou die vrou se ma. En sy sê vir my, ek sê, hallo, wie praat? Dis Engel, die vrou het so growwerige stem. Sy sê, dis Engel Gabriel hier. Dan bly ek stil, ek weet nie wat gaan nou aan nie. Is iemand nou bezig om die spot te dryf met my of wat? Ek sê, skies. Sy sê, Engel Gabriel hier. Nou is hy uit die veld geslaan, ek bedoel. Ek sê nou, skies, ek verstaan nie. Sy sê, ja, ek is so en so se ma. As jy my kind kan in sulke snaakse tale laat praat, kan ek maar sê, ek is Engel Gabriel. Agterna het dinge in elk geval suksesvol uitgeloop daar, en Ons het so daai gelaat. stadium was daar, die Pinksterkerk wat daar was, het nie 'n pastoor gehad nie, en ons het dit half en half hulle tariewe gebruik en daar lesse aangebied. Hulle kerk gebruik. En wonderlike tye gehad daar, almal het naderhand tot, dit was naderhand groot grap geweest, die Engel Gabriel. Yes. Dis hoekom ek hom vandag nog, as ek hom roep, dan sê ek, Engel, kom gou. Ja, Engel Gabriel. Maar dis nog skrikwekkend, dis Engel Gabriel weer bel. En dit is nie 'n soet stem nie, dis sommer so 'n Grove stem. aanvallende grove stem, ja. Vrouenstem nogal, maar so 'n grove een. Dankie Hemelse Vader dat ons by mekaar kon kom. Dankie vir die woord, Here. Dankie dat ons nederig bly. Dankie dat ons die knie kan buig voor U en ons kan sê, Here, alles wat ons is en alles wat ons het, kom van U af. En ek dank U, Here, dat ons weet, dat U sal ons nooit begewe en U sal ons nooit verlaat nie. Here, U lig ons op tot in die hoogstes toe. Vader, met U Gees is ons meer as oorwinnaars deur Jesus Christus, wat vir ons